Dan sê ek goeienaand van my kant af, dit is lekker om saam met julle te kuier en ek hoop julle is opgegordel en reg vir vanaand se preek. Is julle ready? Amen. Asseblief, niemand hou van 'n stywe kerk, nie wie is hou van 'n stywe kerk. As jy van 'n stywe kerk hou, gaan nie by die deure uit, hier by die straat af, hier af ruimte iewers, sal jy daai kant vir jou 'n kerk kry. Maar hierso wil ons sê jy moet saam met my preek. Hierdie is nie ek en jy nie, hierdie is ons. En wanneer ek met jou skrif deel, wanneer ek uit die woord lees, Bybel uitlees vir jou, dan gee ek nie net vir jou inligting deur nie, ek gee nie net nice goedjies om vir jou te sê nie. Ek lees uit die woord uit, want wanneer jy uit die skrif lees, dan resoneer dit met jou gees, want ek weet nie of jy geweet het nie, maar die woord van God, dit wat in die woord staan, is klaar ingegraveer in jou gees. Weet jy dit? En dis hoekom wanneer jy tyd spandeer in die woord, maak jy net wakker wat klaar in jou gees is. En hoe meer jy tyd in die skrif spandeer, begin jou gees actually ooreen te stem of te agree met wat jy lees in die Bybel. So wanneer jy woord lees, skrif lees, dan maak jy net wakker wat klaar hier binne is. Wanneer die Heilige Gees wat die skrif geïnspireer het en geskryf het, leef binne in jou. So wanneer ons skrif vir jou gee, dan moet dit lewendig word binne in jou hart, en jy, asseblief, wees ontvanklik. Preek saam met my, en die Here gaan jou in plekke vat. So hierdie reeks, genoem filter, gaan alles oor die vraagteken, wat jy sien op die ou se gesig. Dit is 'n ou wat onseker is oor waar om vervulling te soek, en so bietjie voorgee dat dit gaan goed met my, ek is fine, dit is great, dit is typies jou publieke lewe, jou social media platform, jou Instagram lyk great, jou Facebook lyk great, alles lyk great, maar eintlik agter toe deure is jy miserable, en jy is nie waar mense dink jy is op die einde van die dag nie. So, ons wil nie hê jy moet 'n front voorsit nie, ons wil nie hê jy moet maak asof jy thrive in lewe, maar eintlik thrive jy glad nie. Okay? Want as ons gaan kyk na baie Christene se lewe, dan lyk dit asof die kruis van Jesus nie 'n sukses was nie. Dit voel asof ons lewens nie die kruisiging justice doen nie. Dit voel nie asof ons in oorwinning lewe nie. Dit voel asof ons 'n defeated lewe leef. Ja, het is tough op buite. Ja, die lewe is moeilik. Ja, die ekonomie is tough. Jy weet die regering is nou weer dit. Hierdie is nou weer daai. En dit is jy's ou. Ek verstaan omstandighede is tough, maar kom ons kan nie so overcome word deur eksterne faktore nie. Want ons raak okay daarmee dat ons sukkelend en in 'n survival mode moet ingaan in lewe. Dit is nie wat die Here vir ons beplan het nie. So, ek wil vir jou ons kernskrifvers lewe. Ek gaan hom vir jou lewe, maar ek gaan hom ook vir jou lees. Johannes hoofstuk 10 vers 10. Hier kom hy, the thief's purpose is to steal, kill and destroy. Die duiwel like jou nie, hy wil jou dood hê, hy wil jou miserable hê, hy wil jou depressed hê, hy wil jou anxious hê, hy wil jou arm hê en hy wil jou siek hê. Hy wil nie hê jy moet intap in die oorwinning van die kruis nie, want as jy doen, dan begin jy hierdie lewe te beleef wat die Here actually vir jou beplan het. En wanneer jy intap in die oorwinning van die kruis, raak jy gevaarlik. Raak jy 'n threat. He doesn't want it. So he wants to murder you, he wants to kill you. Hy like jou nie. Maar Jesus sê, my purpose is to give them a rich, sê so my rich and satisfying life. Julle kan die skrif ophou, moet hom nie afvul nie. Hou hom daar, kom, mense moet hom sien. Rich and satisfying. Dis hoekom Jesus gekom het. Hy het nie gekom dat ons 'n miserable, armsalige, dumbed down lewe moet hê nie. Amen? Nee, jy kan nie ryk wees nie. Hoekom nie? Paulus sê God's going to make you rich in every way, soos dit Zari gelees het. Rich in every way. He's going to make you very rich. And he wants to give you an abundant life. God wants you to be satisfied. Het jy geweet, God wil actually hê dit moet goed gaan met jou? Het jy geweet dat God wil actually hê jy moet wel af wees? Het jy geweet God wil actually hê jy moet gesond wees?
Het jy geweet, hy wil hê jy moet vol joy en peace wees? Ek kan vir jou sê, wanneer dit goed gaan met jou, moenie skuldig voel nie, wees dankbaar. Ja? Wanneer jy wel af is, en wanneer jou besigheid goed doen, moenie skuldig voel nie, sê dankie Here. Wanneer jou huis in orde is, en jou huwelik is sharp, alles is in orde, dan sê jy dankie Here, hou op skuldig voel. Dis actually die norm. Die norm is dat het moet goed gaan met ons. Maar, die rede hoekom ons nie hierdie rich and satisfying lewe beleef nie, is omdat ons satisfaction, vervulling soek in plekke buite God. In eksterne faktore. Want die vlees is honger. Die vlees wil gesatisfy word. Jy het vleeslike lusts. En ons attend baie tot dit wat die vlees baie soek. En ons dink dat wanneer die vlees satisfied is, dan is ons daar. Wanneer jy die kar ry wat jy wil ry, wanneer jy die huis het wat jy graag wil hê, wanneer jy die geld het wat jy graag oordroom, wanneer jy lyk graag soos wat jy wil lyk, al hierdie luisiekie goedjies, wanneer die vlees gesatisfy is, dan voel ons dis dit. This is not true. Mense soek self daarvoor in geld. Ons het al hoeveel keer van hierdie vroeg al vanaf gepreek. Mense dink hulle gaan hierdie rich and satisfying life beleef binne in geld, of as hulle baie geld het. It's not true, it's not gonna happen. Obviously, jy kan saam met my stem, maar hoeveel miljonairs is daar buite wat nog steeds depressed en miserable en angstig is? Wat nog steeds insecure is oor hulle self. Jy ry jou mooi kar, wat ook al se kar jy graag begeer, maar nog steeds is jy in performance mode die hele tyd. Nog steeds is jy insecure met jou mooi kar. Van ons depths wat jy nog nie bereik het nie. So, Jesus het aarde toe gekom, om die lewe wat hy graag vir ons wil hê, toe kom gee. Adam het saam met Jesus gewandel. Dit was, en dit is, mensdom se oorspronklike dwellingplek. Dit is ons oorspronklike plek van posisie. Dit is waar ons behoort. Ons natuurlike habitat is God se teenwoordigheid. En onthou wat ons gesê het, jy is geesmens eerste. Man is spirit. Spirit is Hebrews. For man. So as ons sê, God made man in his likeness and image, praat ons nie van die manlike nie. We don't speak about male. Ons praat oor mensdom in sy totaliteit. Man is spirit. Jy kom uit God uit. Dit is waaruit jy gemaak is. So, as God sê, let us make man according to our image and our likeness, dan sê hy, uit homself uit maak hy jou. Met ander woorde, dit wat God uitgemaak is jy ook uitgemaak. God is spirit, therefore you are spirit. Dit is wat jy is. En dit is daai dimensie van ons wat lewendig was, toe Adam tot lewe gekom het. En die Bybel sê, God breathed into the nostrils of the man, the spirit of the man, life. Spirit, ruach. Toe sterf mens, Adam en Eva. They died in the spirit. Toe, van Adam tot en met Jesus, julle ken die storie, vir 4000 jaar was die gees, was jou gees, dit wat jy is, was dood. You were walking dead. Mensdom was lewendig in die liggaam en in die sielsdimensie, maar dit wat jy is, die bron van ware vervulling was dood. We were separated from God. We were separated from our source of fulfillment. So ons kon nie gesatisfy word nie, ons kon nie ons honger verlustig nie, ons kon nie ons dors quench nie, ons kon nie daarby uitkom nie. So natuurlik hier kom Jesus op die scene en hy kom restore die lewe wat hy vir ons wou gehad het. Johannes 20 vers 20. Hierdie is na Jesus uit die dood uit opgestaan het en hy verskyn aan sy disippels. So sê die Bybel, and he spoke and he showed them the wounds in his hands and his side. They were filled with joy when they saw the Lord. Again he said, peace be with you, as the Father has sent me, so I am sending you. Vers 22 sê, then he breathed on them and said,
receive the Holy Spirit. And he breathed again over the dead man. Onthou arm as lewendig, toe sterf mensdom. En hier kom Jesus en hy overkom die dood. Hy overkom dit, hoe het hy dit reg gekry? Deur 'n public spectacle te maak van die duiwel op die kruis. Hy het publicly die duiwel humiliate op die kruis. En hy overkom death. En hy kom en hy blaas weer oor sy disippels en op 'n oomblik word hulle weer ten volle lewendig. Die geesmens wat dood was, is nou weer lewendig. Because his spirit is now infused with my spirit. Maar hier is die beautiful prentjie, dat Jesus het nie net gekom om jou gees te redeem nie. Hy het gekom om jou sielsdimensie, jou mind, jou hart, hierso, die wêreld tussen jou ore, ook te kom redeem en te kom restore. En hy het ook derdens gekom om jou liggaam te kom restore. Right? Want jou kop, jou brein, your mind is powerful, and God created your mind to be very powerful. And God came to restore the mind to function the way it should be functioning. Want is hier waar die battles gebeur, dis hier waar die worsteling gebeur, dis hier waar depressie en angs en klomp siektes en goedjies broei, is die wêreld hier tussen jou ore. Maar dan het hy ook gekom derdens om die liggaam te redeem. Om die sieke liggame terug te kry na sy oorspronklike toestand toe. Dus kom die Bybel sê that by the stripes and the wounds of Christ you have been healed. Body be made whole. En God kom en hy restore ons in al die facets. 1 Thessalonicense 5 sê dit. Vers 23. Paulus sê, now may the God of peace make you holy in every way, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless. Mag al drie dele van jou liggaam flourish en prosper. Nou hierso is waar ek saam met jou wil deurgaan vanaand, en ek gaan stil staan by gees, siel en liggaam. Onthou, die fondasie van vanaand se preek is, God wants a rich and satisfying life for you. That's why he came. Okay. Maar ek kan nie in hierdie lewe intap wat die Here vir my het, as ek nie eers verstaan wat is die kondisie van my gees nie. En Lohel het laas week gepraat oor die heiligheid van jou gees. Nou, soos ek nou net gesê het, onthou wanneer jy weer die Heilige Gees ontvang, dan ontvang jy hom nie omdat jy goed reg gedoen het nie, jy ontvang hom nie omdat jy 'n regte lewe geleef het nie, jy ontvang hom deur die werke van Jesus aan die kruis. So jou geesmens is perfek, is heel en heilig klaar. En die powerful ding is, dat jy kan niks doen om jou gees heilig te hou nie. Jy kan niks doen om heilig te bly nie. You are not holy by your works, and you are not kept holy by your works. You are kept holy and blameless based on His working in heaven now. So jy word heilig gehou, omdat jy 'n mediator, 'n hoëpriester het in die hemel, en sy naam is Jesus. En sy bloed is konstant besig om geoffer te word aan God die Vader namens jou. Dat elke keer wanneer jy sondig, dan dink ek, oh no, Jesus is kwaad. Hy gaan my nie vergewe vir hierdie ene nie. Nou moet ek myself weer van voor af redeem. Nou moet ek die proses weer van voor af begin.
Nou begin jy weer terug te gaan Ou Testament toe. Soos die hoëpriesters elke freaking jaar moes ingaan in die hoë tempel in en weer van vooraf sê sorry. Here, ek het nou al weer gesondig. Here, ek het nou al weer. Ons dink dis wat Jesus doen. Ons dink hy is kwaad vir ons, maar wat hy actually doen is elke keer, en ek gaan hier nou vir jou prove in scripture, elke keer wanneer jy sonde doen, dan offer hy sy bloed in die tabernakel in die hemel aan die Vader en sê vir daai sonde, hier's die prys. Vir daai sonde, hier's die prys. The Bible sê he prays for you in heaven to the Father. Jesus is konstant besig om jou te sanctify die hele tyd. Ons dink hy sit daar in die hemel en kyk net hoe alles gebeur op die aarde. No, he's sanctifying you. Hebreërs hoofstuk 9. Hier kom hy. Here's die proof. For the gifts and sacrifices that the priests, dis nou wêreldse priesters in die Ou Testament, offer are not able, sê saam met my, not able, are not able to cleanse the consciousness of the people who bring them. In ander woorde, hulle het nie die vermoë gehad om die dooie gees weer lewend te maak nie. We did not have the power to bring the dead spirit back to life. There was only one man who had the power to bring the dead spirit back to life, and that man was God in the flesh. Die hoëpriester kon nie jou sondes wegvat nie. Maar nou gaan hy in vers 11, dan sê hy, so Christ has now become the high priest over all the good things that have come. He has entered that greater, more perfect tabernacle in heaven, which was not made by human hands and is not part of this created world. Verse 12. With his own blood, not the blood of goats and calves, he entered the most holy place once for all time and secured our redemption forever. Die menslike priesters moes elke keer ingaan in die tabernakel en sê, Here asseblief vergewe, Here asseblief vergewe, Here asseblief vergewe. Jesus gaan een keer in. Hy het een keer gesterf vir al jou sondes. Nou vers 14. For by the power of the eternal Spirit, Christ offered himself to God as a perfect sacrifice for our sins. That is why he is the one who mediates the new covenant between God and people. Ek weet nie of hierdie sin maak nie. Jesus hou die vrede. He offers the peace. He mediates the covenant. Vers 24. For Christ did not enter into a holy place with human hands, which was only a copy of the true one in heaven. He entered into heaven itself to appear now before God on our behalf. So elke keer wanneer daar judgment en punishment moes uitgaan na jou toe, dan is Jesus daar en sy bloed cleanse jou. So ek het dit klaar gevat. Jesus se bloed werk buite tyd en ruimte en is konstant besig om jou heilig te hou. Jy is heilig, nie omdat jy perfek is op die aarde nie. Jy is heilig omdat Jesus vir jou bid in die hemel. Amen. Ek dink ons kan vir die Here 'n hande klap gee. Come on guys, hier is powerful. So die Heilige Gees is in my. Ek hoor hierdie mooi goed. Ek hoor, ek is heilig, ek is perfek.
Ek is vergewe, ek is dit, ek is dat. Ek hoor hierdie mooi lewe, maar tog sit mense in hierdie stoele en hulle voel depressed en angstig en siek. Het voel soos twee verskillende wêrelde, het voel soos 'n kontras. Maar dit klink soos 'n fairy tale. Onthou jou emosies en jou gevoelings word geregulate deur wat jy op meditate. Meeste van die kere is ons miserable, angstig en depressed, omdat ons meditate op goed wat ons nie op moet meditate nie. Omdat jy jou gedagtes fixate op goed wat jy jou gedagtes nie op moet fixate nie. Hoor hulle wat ek vir julle sê? Maar die Bybel sê, whatever you meditate on, whatever you fix your mind on, affects your whole life. So jy kan absoluut perfek heilig gemaak wees in jou gees en die gees van lewe leef binne in jou, maar jy voel nog steeds soos die dood self. Die rede vir dit is ons expose nie ons gedagte wêreld, ons interne realiteit aan die geesdimensie nie. Ons gee nie genoeg kans vir die Heilige Gees om die lewende water in te giet in ons gedagte wêreld in nie. Ons expose die heeltyd ons koppe en ons gedagte wêreld, ons consciousness aan die dinge van die wêreld. Nes wat ook al aangaan in die wêreld, al die oorloë, die ekonomie, siektes, you name it. Angstig oor geld, angstig oor werk, angstig oor besigheid, angstig oor al hierdie staf. Ek wil vir jou 'n powerful skrifvers lees, Romeine 8 vers 5. Those who are dominated by the sinful nature think about sinful things. But those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Holy Spirit. In other words, think about the things of the Spirit. So letting your sinful nature control your mind leads to death. Dis hoekom jy kan lewendig wees, maar nog steeds dood voel. Because you think about dead things. Dis hoekom hierdie rich and satisfying lewe wat die Here vir jou het voel soos 'n fairy tale. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. So, die restoration van jou gees het niks te doen met jou werke nie. Dit het te doen met Jesus se werke. Maar die restoration van jou gedagte wêreld het baie te doen met jou werke. Ons gaan so ver om te sê, luister jy shape nie jou future nie, jou habits shape jou future. Jou habits vorm jou toekoms. Dit wat jy daagliks die heeltyd doen, gaan jou toekoms bepaal. So nou, beleef mense nie hierdie lewe wat God vir hulle het nie, dan is hulle kwaad vir die Here. Dan dink hulle die Here het hulle verlaat. En dan vra hulle soos, maar as God goed is, dan hoekom dit? Hoekom daai? Hoekom werk die nie? Hoekom werk daai nie? En mense sit daar leeg, onvervuld. En ek dink, maar jy's 'n kind van God, wat gaan aan? Dan gaan delf ons bietjie in oor hoe lyk jou habits daagliks, weekliks. Hoe gereeld bid jy? Hoe gereeld vas jy? Nee, man, jy weet, nou en dan, jy weet so. Hoeveel mense bid nie, want hulle is lui? Dit vat te veel van my. Maar jy kan rugby bench 3 matches na mekaar. Maar jy kan 5 ure uitsit vir golf, sommer 3 keer 'n week.
Gym, 5 keer 'n week, 1,5 sessies. Maar gebed. Ons is besig hoor, ons is besig, jy weet die werk en die kinders en die dit en die dat. Okay. 1 Thessalonians 5 vers 14. Paulus sê dit: Brothers and sisters, we urge you to warn those who are lazy. Don't be lazy. Bid. Kom in die binnekamer in. Voed jou gedagtewêreld met die Gees wat klaar binne in jou is. Amen. So, wanneer ek 'n habit vorm in my lewe om te bid, dan align ek my gedagtewêreld met die Heilige Gees wat klaar in my is. Wanneer ek bid, dan voed ek my siel met die woord van God en die teenwoordigheid van God wat vervulling bring. Gebed en vas maak jou nie meer heilig nie. Dit verander nie God se opinie oor jou nie. Maar dit maak wel jou sielsdimensie wakker om te begin eet van dit wat saak maak. You start to eat and to draw from the spirit of life. Hoeveel mense se depressie en angs sal radikaal afgaan as hulle net eenvoudiglik begin tyd met die Here spandeer. Net so eenvoudig soos dit. Prayer is what satisfies the soul. It really does. It's what satisfies the soul. Ja, maar ons dink nie dit is waarheid nie. Nou weer eens gaan ons in die habits en die rituele in wat ons dink ons gaan vervul. En ons is gedrewe meer deur wat die vlees wil hê as wat ons gedrewe is deur wat die Gees wil hê. Ons is meer agter die satisfaction aan van die vlees. Hoeveel mense is fisies en emosioneel siek? En dit gaan swaar. Nie omdat daar 'n demoon is wat dit veroorsaak nie. Is nie demon possessed nie. Ja, die duiwel is nou weer lustig. Kyk, die duiwel werk nou weer. Kyk, hy is nou weer. Kyk, maar hy kom ons agter sy sterkste soldate aan. En ek dink nie hy is een van die sterkste soldate nie, maar okay. Jy weet die duiwel werk. Hy is nie ou. Jy is nie siek omdat daar 'n demoon is nie, jy is siek omdat jy bad habits het. Stem saam met my? Meeste siektes is bad habits. Die lus van die vlees veroorsaak baie siektes. As die liggaam sieklik is, hoe kan jy dan in hierdie oorvloed lewe intap wat die Here vir jou het? Jy kan nie. Kyk, en jy weet, jy kry baie pastore en profete, né? Kyk, hulle sal 'n ou wat rook of iets doen, sal hulle vinnig kondem en uithul, maar hy is self verslaaf aan coke. Oor-eet homself. Kan ek vir jou sê, die liggaam is belangrik vir die Here. Your body matters to God because your body is the temple of the Holy Spirit. Come on, jou liggaam, hoe jou liggaam lyk. Ek sê nou nie, jy moet, weet, soos party van julle, hier so 'n paar van julle wat regtig goed lyk, sien julle kan die Men's Health front cover page maak, jy weet, you can make it. Ek sê nie, dis die standaard nie, maar jy sê, die gesondheid van die liggaam maak saak. Dit sê baie van hoe jy dink oor jouself.
hoe jy lyk in jou liggaam sê baie of ek trots is op myself of nie. Come on, jy's 'n seun van God. Live accordingly, kyk na jouself. Eet reg, eet gesond, oefen. Kom, kry goeie habits in jou lewe in. En die issue met baie van goed wat ons beleef is en ek weet die lus van die vlees is baie sterk. Maar ek kan nie toelaat dat die lus van die vlees keer dat ek experience dit wat God graag vir my wil gee nie. So ek moet my fisiese liggaam crucify. Dit sê ek gaan nie laat die last van die vlees my lewe dictate nie. Ek gaan nie laat addictions en allerlei goeters my lewe siek maak nie. Ek gaan beheer vat oor hierdie goeters. Dis hoekom die Bybel sê, when you pray and fast. When you pray and fast. Met ander woorde, dit is sort of a requirement gewees van God se kant af. Dat vas is deel van ons daaglikse lewens. Want dis wat gebeur wanneer jy vas, wanneer jy jou liggaam deprive van kos, verander jy jou bron van satisfaction, verander jy jou bron van vervulling, van dit weg van kos af, want ons weet kos maak die liggaam goed voel, maar nou ontneem ek myself van daai vervulling af, en ek forceer nou myself om gevoed te word deur die Heilige Gees. So ek begin nou in baie ander dimensies in te beweeg, en nou gaan ek dieper. Wanneer ek vas, is ek besig om my vlees te kruisig. Jy dissiplineer nie jou liggaam nie, jy kruisig jou liggaam. Kom ek lees dit vir jou, Galasiërs 5:24. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. En ek sê weer eens, mense raak siek, gaan in 'n leefstyl in, beleef nie wat die Here vir hulle het nie, want hulle is afhanklik van eksterne vervulling af. Hulle soek vleeslike goeders om hulle goed te laat voel oor hulle self. Kan ek vanaand vir jou sê, ware vervulling kom nie van buite af nie. Dit kom van binne af. The rich and satisfying life God has for you will not come from the outside. It comes from the inside. It comes from the inside. Vervulling begin hierso. In jou hart. When you fast, you experience what eating from God's Spirit feels like. When you fast, you start to eat real food. Ons sien Jesus, Matteus hoofstuk 4. Vas vir 40 dae. Weer eens, Jesus is die voorbeeld van ons. Kom ek lees hom vir jou. Vers 1, sorry. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Vers 2. After fasting for 40 days and 40 nights, he was hungry, but yet satisfied. Die vlees was honger, maar dit het hom nie beïnvloed nie. Dan gaan die duiwel verder, vers 3, the tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Wat die duiwel hier wil doen is hy wil sy bron van vervulling skuif van die gees af na die vlees toe. Hy wil hê Jesus moet afhanklik wees van fisiese goeders en nie van die gees af nie. En dan sê Jesus vir hom in vers 4, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.
Jesus was vir 40 dae deprived van kos, maar nog steeds was hy vervuld. Want ware vervulling, true riches and satisfaction will come from the inside. It will come from the inside. In fact, Johannes 7 sê Jesus vers 38, anyone who believes in me may come and drink. For the scriptures declare, rivers of living water will flow from his heart. Rivers of living water will flow from the inside. When he said living water, he was speaking of the Spirit who would be given to everyone who believe in him. Jy sien, die krag van vas is waar ek dit wat die gees soek, of wat die vlees soek, vaspen en sê nee. Daar is meer tot lewe as wat die vlees nou soek. Ek praat nou uit ervaring uit. Wanneer jy vas en jy eet nie vir 'n paar dae, dan voel jy letterlik hoe die Heilige Gees homself jou sustain. Einde laas jaar sit ek hier voor en ek sê hierdie as 'n getuienis van hierdie. Op dag nommer 7, toe moet ek op die stage opklim, vir 7 dae nie geëet nie, moet ek op die stage opklim en ek moet kom staan en preek hierso. Ek lees my notas deur, maar ek draai my woorde om. Ek sê, heerlikheid, hoe gaan ek hierdie doen? Maar ek sê vir die Here, hierdie is presies hoekom ek vas, is om gevoed te word hierdie, en ek verwag Heilige Gees, dat U my nou die krag sal gee, om te kan kom preek. Toe die worship begin, toe voel dit letterlik asof ek kos geëet het. My brain fog is weg, my liggaam voel energized, ek kom op die stage en ek kan preek uit my maag uit, na ek gepreek het, gaan ek huis toe, ek kan speel met my dogtertjie, hardloop om die huis, ek voel nie eers meer honger nie, kom die aand terug, preek weer, die volgende oggend toe ek die vas moes breek, toe wil ek nie die vas breek nie, because I felt so good. Wanneer jy vas, dan breek jy die mag van die vlees oor jou. As jy vas en daar's 'n koekie op die tafel, daai Tim Tam koekie, en hy kyk vir jou en jy kyk vir hom, en jy sê vir hom, boetiekie, ek gaan jou nie eet nie. Jy sal nie heers oor my nie, my tuispad soek jou, maar ek soek jou nie. Daar lê krag in om nee te sê vir kos, wanneer die vlees dit wil hê, want as jy dit kan regkry, dan kan pornografie verskyn voor jou, wat jou lewe wil vir in 'n woes. Pornografie sal jou doodmaak, maar nou kan jy kyk na dit en sê, luister hier, ek soek jou nie, want ek is klaar vervuld, I am satisfied. Is julle met my familie? Wanneer jy in 'n huwelik is en daar daag 'n mooi vroutjie op, kan jy vir haar kyk en sê, nee dankie. Jy vrom hulle op en jy gooi haar weg. En jy sê, ek het jou nie nodig nie, I am satisfied. Dis asof die wants van die vlees, dit val net weg. Dit val net weg. Jesus sê, na hy die ouens gevoed het met brood, dan sê hulle, julle kom weer terug na my toe, want julle soek weer kos, julle is weer honger. Maar nou wil ek vir julle ware kos gee. En dan sê hulle, die brood wat ek nou vir jou wil gee, is my liggaam. En wanneer jy van hierdie brood eet, gaan jy nooit weer honger word nie. En wanneer jy van my drink, gaan jy nooit weer dors word nie. Because I have a rich and satisfying life for you. It will come from the Spirit. Julle kan saam met my opstaan. It comes from the Spirit, not from the flesh. Sit jou hand op jou maag. Rivers of living water will flow from the inside. The rich and satisfying life God has for you will come from the belly.
Nou maak dit sin. Yes. Wat Paulus kon sê, ek weet wat dit is om nie kos te hê nie, en ek weet wat dit is om kos te hê. Ek weet wat dit is om ryk te wees en ek weet wat dit is om arm te wees. Ek weet wat dit is om vry te wees en ek weet wat dit is om in die tronk te sit. Dit het geen effek op my nie, because I am truly satisfied. Amen. Wow. You've been given the spirit of life. What more could you want? Kom ons steek ons aan in die lig op, ek gaan ons bid. Here, ek bid dat ons vanaand ons vlees weer sal kom kruisig. Die vlees soek baie goed, Here, die liggaam soek baie goed. Dit gaan ons nie vervul nie. Hoe ek lyk en wat ek besit en wat ek het, it's not gonna do it. Here, ons sterf vanaand in die vleeslike begeertes, Here. En ek bid, Heilige Gees, dat U nou in die volgende worship song ons sal kom vervul van die binnenkant af uit. May we eat and drink from you daily. May you sustain us, Lord. And may your Spirit be the one that truly satisfies. Let's worship you in Jesus' name.